Goeiedag aan ons kykers. Ons is besig met die God van liefde, die God van geregtigheid, die God wat nie verander nie. Dit is goeie nuus. En ons is by nog 'n studie oor hierdie groot, oneindige liefde wat die hemel vir die mens gee. En vandag se opskrif van ons studie is: wat behels die groot stryd? Nou, ons het al geraak hieraan, ons kyk nog 'n keer daarna. En in die gebedsfoto kan jy daar die venster sien van 'n huis, en iemand wat bose bedoelings het 'n klip gevat, die glasstukkend geslaan, sy hand ingesit, die venster oopgemaak, die deur oopgemaak en hy daar gaan steel wat hy wou. En dit is wat gebeur het in die groot stryd. Die Satan het gekom en God se werk kom verniel. Dis nie lekker om by die huis te kom as jy sien daar was 'n inbreker nie. Maar kom ons bid eers saam voor ons begin. Onse Vader in die hemel, baie dankie dat U, nadat daar ingebreek is in die volmaakte skepping, dat U 'n plan beraam het, waardeur ons gered kan word, die verlossingsplan. Dankie vir die liefde van God. Ons bid, gee vir ons helder gedagtes in Jesus naam. Amen. Wat behels die groot stryd? 1 Johannes, hoofstuk 3 en vers 8. Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Daar die laaste sin gee vir my hoop, gee vir my 'n rede om te glo en te leef. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Daar is onraad gemerk by hoofkantoor. Ek lees vir hier 'n moontlike koerantberig wat so lui. Met die ondersoek is bevind dat een persoon in topbestuur op 'n geheimsinnige, bedekte wyse besig was om die integriteit van die hemel te ondergrawe. Daar is op hoë vlak besluit om die toppersoon van sy pligte te onthef en om hom en sy medepligtiges af te dank en weg te stuur na 'n ander landstreek. Uit weerwraak het dieselfde persoon by die tuin van Eden ingebreek en al die inwoners mislei met valse voornemens, en stadig aan het hy een vir een begin vermoor. Toe hierdie nuus hoofkantoor bereik, is daar dadelik 'n boodskap van hoop aan hulle gestuur, dat hulp sal kom. Nou Rebecca, lees vir ons hierdie boodskap van hulp wat sal kom. Ek haal die boodskap van hoofkantoor aan en lees ook dit wat tussen hakkies bygevoeg is. En ek, dit is hoofbestuur, sal vyandskap stel tussen jou, dit is die misleide, en die vrou, dit is jou mense, en tussen jou saad en haar saad, dit is julle nageslag. Hy, dit is hoofbestuur, sal jou die kop vermorsel. Dit is die verleier se kop. En jy, dit is die verleier, sal hom, dit is hoofbestuur, in die hakskeen byt. Dit sal hom baie pyn veroorsaak. Het Satan se werk hier op aarde, veral met die kruisiging van Jesus, baie pyn veroorsaak? Ja, die Seun van God het gesterf aan die kruis. Was dit 'n neerlaag of was dit 'n oorwinning? Daar aan die kruis het hy die kop van die slang vermorsel. En
die slang het vir Christus aan die haakskeen gebyt. En wanneer jy 'n byt aan jou haakskeen kry, is dit baie seer. Ek lees in die nuus dat die meeste byte agter aan die haakskeen of aan die enkel, aan die voet is. Dit is waar 'n slang jou maklik beet kry. In die bygaande foto kan jy daar 'n illustrasie sien van hierdie groot stryd tussen die Satan en Jesus wat hy aan die kruis genaal het. Daar sien jy die draak met die koppe, met die stert wat 'n derde van die hemel se engele saamgesleep het, en die vrou wat in wit geklee is, wat 'n kind verwag. Lees maar Openbaring 12, die rein vrou wat die rein kerk van Christus voorstel, en die draak wil haar aanval, hy's reg om haar kind te verslind. En dit stel die groot stryd voor tussen God en Satan. God se rein kerk wat die vrou is van Openbaring 12 en die draak wat Satan voorstel. Nou kom ons kyk 'n bietjie na Daniël, hoofstuk 10, lees vir ons daar van vers 1 af. In die 3de jaar van Kores, die koning van die Perse, is 'n woord geopenbaar aan Daniël wat Beltsassar genoem is. En die woord is waarheid, maar groot swaarigheid. En hy het die woord verstaan en insig gehad in die gesig. In daardie dae het ek, Daniël, 3 volle weke getreur. Smaaklike spys het ek nie geëet en vleis en wyn het nie in my mond gekom nie. En ek het my glad nie gesalf nie, totdat 3 volle weke om was. En op die 24ste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die groot rivier was, dit is die Hidekel, het ek my oë opgeslaan en daar sien ek 'n man met linne bekleed. En sy heupe was omgord met goud van Ufas. En sy liggaam was soos krisoliet en sy aangesig soos die geflikker van weerlig en sy oë soos fakkels van vuur. En sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper, en die geluid van sy woorde soos die gedruis van 'n menigte. Toe het ek alleen oorgebly, en hierdie groot gesig gesien, en geen krag het in my oorgebly nie, en my gesonde kleur het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie, en ek het die geluid van sy woorde gehoor, en toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig, met my aangesig op die aarde, geval. En kyk, 'n hand het my aangeraak, en my op my knieë en op die handpalms waggelend laat opstaan. Ek dink as ons hierdie pragtige stuk hier in Daniël hoofstuk 10 lees, van hoe hierdie majestueuse engel verskyn aan Daniël en met hom praat, dan besef ons dat dit Christus moet wees wat aan hom verskyn het. En in die foto, die laansang, kan mens maar net die lig voorstel. Jy kan nie 'n gesig voorstel, jy kan nie 'n wese voorstel nie. Daar is nie fotos daarvan. Maar hier speel die groot stryd af. En vir 3 volle weke, vir 21 dae, staan hierdie vors Christus teë. En is daar 'n stryd wat plaasvind. En Daniël vas vir 3 volle weke. En hy staan op sy knie, hy eet nie lekker kos nie, hy gebruik nie reukwater nie. Hy pleit. Dit dui op 'n stryd, 'n werklike stryd wat plaasvind. Dis fisies en is geestelik en is emosioneel. Hierdie stryd is nie stories nie. Dit is 'n werklike stryd tussen goed en kwaad,
wat plaasvind. En dan sê vers 11, en hy het vir my gesê, Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, en gaan staan op jou staanplek. Ons moet vas staan. Ons het 'n plek om te staan, want ek is nou na jou gestuur. En terwyl hy hierdie woord met my spreek, het ek bewende gaan staan. Daar's nie krag in ons as mens nie, maar God wil sy wil deur ons werk in die groot stryd. Lees vers 12. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor. Is jou woorde gehoor. Het sê vir my, wanneer ons in ernstige gebed tot God gaan, dat hy hoor, dat ons aan die Here die mag en die krag gee om in te tree vir ons teen die bose en dat daar oorwinning plaasvind. En om jou woorde ontwil het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan. En kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help, en ek het daar oorgebly by die konings van Persië. Vers 14. Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms. Ja, Daniël het nie begryp waaroor alles gegaan het nie, maar hy is een van die manne wat as kind, as 'n jong seun in ballingskap weggevoer is, maar hy het vasgestaan en hy het die Here gesmeek om genade en sy gebede is verhoor en hy het hierdie gesigte vir ons opgeteken wat hier aan die einde van dae vir ons duideliker word. 3 weke lank het Gabriël met die donker magte gestoei in 'n poging, as ook die van sy seun Kambises die tweede aan bande gelê. Jy sien, daardie profesie dat Kores God se volk sou vrylaat om terug te gaan Jerusalem toe en die tempel te herbou, sodat die duiwel nie die oorwinning het nie. Israel was wel ongehoorsaam. Hulle is in ballingskap weggevoer. Maar dit kon nie altyd so aangaan nie. God wou hulle terugneem. En die profesie is natuurlik in die duiwel se geheue ook vas. En hy weet dat daardie 70 jaar kom tot 'n einde. En hulle moet teruggaan. En nou probeer hy baie hard om te keer. En vir 21 dae, vir 3 weke lank, is daar 'n ewige stryd wat plaasvind tussen die magte van die lig en die magte van die duisternis. Daar is perke aan hoe ver God die bose toelaat om te gaan. En nou sien ons hier dat God in sy groot reddingsliefde ook billik optree teenoor sy vyande. Daar's geen oorlogsmag wat sal sê, kom ons gee net ons vyande, die opponente, 'n bietjie kans om weer wapens bymekaar te maak, om weer op hulle voete te kom nie. Maar liefde werk nie so nie. Liefde werk nie volgens die reëls van oorlog, selfsugtige oorlogvoering nie. God gee die bose kans. Hoekom gee hy hulle kans? Vra duisende mense, hulle verstaan dit nie. Kan God nie die bose uitvee nie? Maar Jesus het gekom om die bose mense te red. Juis het hy gekom, nie vir die wat gesond is nie in sy eie woorde, maar die wat die geneesheer nodig het, vir hulle het hy gekom. Om die armes, die siekes, die geestelike siekes op te hef en te red. En hy betoon genade. En dit is wanneer hulle spot oor die wederkoms,
dan is God genadig, want dalk is daar nog iemand wat gered kan word. Hy tree in sy reddingsliefde billik op, teenoor sy vyande, om hulle kans te gee, om hulle te bekeer, maar 'n tweede rede, om die vrugte te dra van hulle boosheid, dat almal die heelal, die motief, kan sien, wat hulle ware motief is, in die stryd tussen goed en kwaad. God se liefde is veel groter, as wat ons klein verstandjie kan pyl. Hy ruim selfs die bose nie sommer so uit die weg nie. En baie mense vra daai vraag. Nou kom ons redeneer andersom. En ons sê, toe Adam en Eva gesondig het, en God hulle net uit die weg geruim het, sommer dadelik, dan was daar nie die siekte en ellende op hierdie aarde nie. Dan sou God nie 'n God van liefde meer wees nie. Die hemelwesens en die engele sou nie so 'n heerser kon vertrou nie. Want as jy verkeerd trap, dan maak hy jou dood. Nou dien ons die Here gewilliglik met blydskap, omdat ons sy liefde raak sien. En daar's 'n groot verskil. Dien jy die Here omdat jy hom moet dien, onder dwang, of dien jy hom in 'n liefdesverhouding? En die Here vra wederkerige liefde van ons, nie gedwonge liefde nie, want dit is nie eg nie. Terwyl Moses in die teenwoordigheid van 'n heilige God van Israel was, waag Satan om binne 'n paar 100 tree van God te kom. Hier is die berg, daar is Moses besig op die berg, en God is besig daar om die 10 gebooie op klip met sy eie vinger te skryf. Hy het die reëls vasgelê, dat daar 'n afbakening moet wees van die berg, dat niemand naby kom sodat hulle nie sterf nie as 'n dier nie. Die mense het in vrees en bewing in die kamp gebly en nie nader gekom na die berg toe nie. Berg het gerook en daar was blitse en donderweer en hulle was met vrees vervul. En hier kom Satan en hy sluip tot in die kamp van die Israeliete. En hy stook hulle deur die leier op wat in Moses se plek gestaan het, deur die priester Aaron. En hulle sê, ons weet nie wat van Moses geword het nie. En daar begin die Satan rebellie te stook. En is nie lank nie, toe het hulle die goud, en hulle maak die bul, en hulle stel daai goue kalf op, en hulle val om hom neer, en hulle gaan te kere daar soos 'n spul mal mense. Dit is tragies. Die wonderwerke wat in Egipte plaasgevind het, nie 1 nie, nie 2 nie, nie 10 nie, baie wonderwerke het plaasgevind, en hulle het duidelik nie gesien nie, maar geweet, dat hulle die regte God dien, en dat hy hulle met 'n wonderwerk uit Egipte gelei het. En Moses kom af, saam met Josua, hulle loop daai berg af, en hulle twee gesels, en Josua sê, daar's oorlog in die kamp. Moses sê, nee, dit klink vir my na leliker dinge as dit. En toe hulle daar kom, toe sien hulle hoe die volk in uitspattigheid met afgodediens besig is. En op die foto kan julle sien hoe daardie Moses daardie 10 gebooie neem en dit flenters gooi daar op die grond. En die mense daar rond dans en hulle besef dat hulle groot sonde gedoen het. Hulle is besig om die goue kalf te aanbid en hulle het God verwerp. Openbaring 13 vers 1.
En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. Nou as ons na hierdie dier kyk op 'n skets of 'n skildery wat daarvan gemaak is, dan kan jy sien daar dat die lyf, die dier is 'n luiperd. Maar as ons na sy kop kyk, dan sien jy, dit is 'n leeu. En dan het hy nie net die leeukop nie, maar hy het 'n klomp koppe. En sy pote is die van 'n beer. Nou die dier of die luiperd stel Griekeland voor. Die beer se pote stel Medo-Perse voor. Die bek en die leeu, dit is Babylon. En die draak, dit is Satan, gee vir hom sy mag en sy krag. Dit is symboliese taal hierdie. En Openbaring 12 vers 9, kan jy dit vir ons lees? Openbaring 12 en vers 9, daar praat dit van Lucifer. Het gebruik nie die naam Lucifer nie, maar het praat van die draak. En dan kry jy daar die verskillende name wat vir Lucifer gegee was nadat hy geval het. Openbaring 12 vers 9. En die groot draak is 1. Neergewerp, die ou slang, Slang is nommer 2. wat genoem word duiwel en Satan, Duiwel nommer 3 en Satan nommer 4. wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. So daar word die 4 name van Satan gegee nadat sy naam verander is van Lucifer af, die ligdraer, na die bose een toe. En dan kyk ons na Openbaring 13 en vers 3. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Nou, ons gaan baie vinnig so bo-oor, vlieg ons eintlik bo-oor hierdie hoofstukke en hierdie gedeeltes. Want elke stukkie, elke paar verse, kan ons vir ure bespreek en in besonderhede nagaan. Maar ons kyk na die groot stryd en wat dit behels net so in breë trekke. Hierdie dier wat uit die see uit opkom, die see stel baie volke voor, en hierdie dier het die kenmerke van 'n luiperd, van 'n leeu, van 'n beer, van 'n draak, al hierdie verskillende kenmerke, soos wat Daniël 7 die diere voorgestel het. En Daniël 7 verduidelik weer meer van wat in Daniël 2, Nebukadneser se droom gedroom was. Die metaalman met die kop van goud, wat Babylon, wat die leeu voorstel, met die arms van silwer, wat natuurlik Medo-Persië voorstel, of die beer, en dan die buik van koper, en dit stel Griekeland voor, of Alexander die Grote, en die dier in Daniël 7, die luiperd met die 4 vlerke, dis aan sy 4 generaals oorgegee, en sovoorts. Die draak is natuurlik Rome, en wat ook die duiwel voorstel, wat die vreeslike dier, wat die draak gee sy kragte aan. En ons weet in daardie tyd is Jesus gebore, onder die harde Romeinse ryk, en het hy Jesus vervolg. So hierdie dier, wat al hierdie eienskappe het, die seedier, is die hervormers dit eens. Dit is nou Martin Luther en al die ander, ek gaan nie die name noem nie, daar is baie van hulle, is dit eens, dat hierdie dier uit die see stel die pausdom voor, en sy
vervolging van die kerkmense. Goed, vers 4, En hulle het die draak aanbid, wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? daardie is baie godslasterlike woorde. Wie is aan die dier gelyk? Dit verhef die pausdom tot die vlak van God, wat lasterlik is. Want daai vraag, wie is aan die lam gelyk? Net die lam, net Jesus, kon daardie skrifrol met die 7 seels oopmaak. Net God alleen kan hierdie eer kry. En dan gaan dit aan met die vraag, die einde van vers 4, Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek. en daardie groot woorde en godslastering kry ons in Daniël 7:25, waar hy tye probeer verander en wet verander. En ons weet, die pausdom het erken dat hulle God se aanbiddingsdag van die 7de dag na die 1ste dag toe verander het. En hy sê self dat hy in die plek van God staan. So hy praat godslasterlik. En aan hom is mag gegee om dit 42 maande. Nou as jy 30 dae vir 'n maand neem en jy maal dit met 42, dan kom jy presies op 1260 uit. En dit werk presies om met 1260 dae lang. En daardie profetiese dae vergelyk met jare dit te doen. Lees vers 6. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En hoeveel duisende en duisende, honderde duisende, ja miljoene is nie gedurende die middeleeuse tydperk of die 1260 jaar lank vervolging gelei nie. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal, dit is nou die goddelose, wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. En as ons Openbaring 14 vers 12 lees, dan vind ons daar hulle wat die gebooie van God hou en die getuienis van Jesus het. Pragtige gedeelte. So hierdie groot stryd tussen die magte van die bose, wat hulle in die plek van God stel, en die duiwel staan agter die hele beweging teen God. En daai sinnetjie wat Rebecca gelees het hier in vers 3 van Openbaring 13, die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Dit is 'n profesie, dit is woorde wat ons voor ons oë vervul sien vandag. Die hele wêreld is mislei en hulle loop agter die dier aan, agter die pausdom aan. En as jy dit nie glo nie, let op die nuus, dag na dag, week na week, maand na maand en jaar na jaar, hoe die hele wêreld een wêreld godsdienst bevorder, een wêreldorde, waar iemand aan die hoof staan daarvan. En dan kom ons kyk hoe speel die groot stryd in Job af. Job, hoofstuk 1 en vers 1. Daar was 'n man in die land Us, wie se naam Job was. En die man was vroom en opreg en godsvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. Dit is mooi om daai woorde te lees. Dat die Here iemand op hierdie aarde, bose aarde vind, wat hom dien, wat toegewyd is. En ek vra myself af, kan die Here dit van my sê? Vers 2.
En vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Daarby was sy besitting 7000 stuks kleinvee en 3000 kamele, en 500 paar beeste, en 500 eselinne, en 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. Nou wat vir my hier pragtig en insiggewend is dat hier was een van die rykste mense op aarde. Ek dink Salomo was ryker as hy, maar hy was destyds seker die rykste man. Hy was in die top rykes. En wat het Jesus later jare gesê vir sy disippels? Hier in Matteus vind ons dit opgeteken dat dit makliker is vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. Dis nou 'n naald waarmee jy klere regmaak, as vir 'n ryk man om die koninkryk van God in te gaan. Hy het nie gesê dat dit 'n sonde is om ryk te wees nie. Hier kry ons 'n skatryk man, Job. En die Here self sê van hom dat hy vroom en Godvreesend is. Dit is vir my pragtig. Dis hoe die Here dit wil hê. En wanneer jy arm is en nie daai middele het om elke dag te voorsien dalk wat jy moet voorsien nie, moet jy in nederigheid na die Here toe gaan en aan hom vashou. Want hy het nie beplan dat jy moet arm wees nie. Hy wil graag hê, maar hy weet dalk dat rykdom is so gevaarlik, dat as hy dit vir ons gee in liefde, dan kan ons dit misbruik teen hom. Kom ons kyk wat gebeur met Job vers 4. En sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Ek wonder daardie op sy dag. Dink jy dit was op sy verjaarsdag? Kan wees, ja. Dat elke een van Of daardie, sy beurt. so dalk daardie 10 kinders, 7 seuns, 3 dogters, dalk het hulle 10 keer 'n jaar partytjie gehou, ek weet nie. Maar wat doen die kinders dan? Dan stuur hulle en nooi hul 3 susters om saam met hulle te eet en te drink. So die susters het apart gebly van die seuns in 'n aparte huis. En elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur om hulle en hulle geheilig. So hier het Job ook iets gedoen. Elke keer as hulle partytjie gehou het, dan kom Job om 'n offer aan die Here te bring. Dit is vir my so kosbaar. Wat doen hy? Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle. Want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën. So het Job altyd gedoen. Job het nie net 1 lammetjie gebring nie. Hy het vir elkeen van daai kinders 'n offer gebring. Elke keer as hulle partytjie gehou het. Hy het ingetree vir hulle. En dit bring by die vraag, dit is Bybels, om vir u kind, wat op die verkeerde pad is, in te tree, en vir die Here om vergifnis te vra. Nie omdat jy gesondig het noodwendig nie, maar vir jou kind se sonde. So tree Job in, en die Here sê, hier is 'n man wat my dien en wat vroom is. Tree ons vir ons kinders in. Nou, wat het toe met Job gebeur? Wat het hy verloor? Hy het alles verloor. En die woordjie alles sluit feitelik alles in. Hy het nie sy lewe verloor nie, en hy het nie sy vrou verloor nie. Hy het al sy besittings. Hy het al sy besittings verloor, maar hy het sy gesondheid ook verloor. En die duiwel het 'n plan gehad met sy vrou, om hom verder moedeloos te maak. Lees vir ons vers 6. En op 'n dag, toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het. Nou hierso, ons het voorheen daarna verwys,
dat die duiwel na hy uitgegooi is uit die hemel, dat hy uitgewerp is, dat hy nog toegang gehad het tot een of ander plek of hof, kan ons maar sê die hemelse hof, en hier verskyn hy van 'n swerftog oor die aarde. En met die kruisdood is hy die tweede keer finaal uitgewerp en hy geen toegang meer gehad nie, want toe het hy sy ware kleure bewys. En hier kom hy met die seuns van God. En daar is baie interessante gedagtes, dat dalk was hierdie seuns van God die verteenwoordigers van al die ander wêrelde wat God geskape het. Wanneer ek so sê, dan laat dit jou gedagtes nie krimp nie, maar jou gedagtes, dit verhef dit tot 'n breër prentjie, die groter prentjie. Kom ons sê, God het 100 wêrelde geskape, om maar 'n baie klein getal te noem, vergelyk met die gelykenis van die 100 skape, en toe 1 verlore gegaan, en toe die Here daai 1 verlore skaap gaan soek, en ons weet dat die groter betekenis van daai gelykenis, is daai 1 verlore skaap, stel dit ons aarde voor, ons wat van die Here afvallig geword het. So as daai 99 ander wêrelde wat hy geskaap het, dis nou maar 'n getal wat ek net van die gelykenis neem, dan kon hierdie seuns van God die verteenwoordigers van daai 99 wêrelde gewees het. En hier kom Satan ook aan, van die aarde af, van ons aarde af. En hy kom, en hy sê, hier is iemand op die aarde wat nie vir my wil luister nie. Ek kan nie by hom uitkom nie. Die Here is partydig, en hy kom kla God aan, weer 'n keer, net soos hy oorspronklik gedoen het, voor die engele. Vers 8. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Wie se knegt was Job? Die Here sê, Here se knegt. my knegt. Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. Kan die Here daai 4 dinge van jou en my sê? Ek lees hier mooi, vroom, opreg, Godvreesend en wat wegbly van die kwaad. Vers 9. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Nou hier saai hy weer sy saad van onkruid, soos in die tuin van Eden. Hy blameer vir God hier direk. Het u nie self hom in sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskud nie? Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Nou, hierso sê Job dit. Hy sê, Job het nie 'n keuse nie. Hy moet die Here dien. Hy neem die vrye keuse idee hier teoreties weg. Dis nie reg wat hy doen nie, maar hy sê so. Hy sê die Here hou sy hand oor hom. Ek kan hom nie bykom nie, want ek wil vir hom ander voorstelle maak, dat hy die Bybelse term is seën, maar die aardse term is vervloek. Hy sal u nie uitvloek nie, maar neem net die hand weg, dan sal hy u vervloek. Kyk wat sê vers 11. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het. Wat hy het, met ander woorde wat hy besit. En dan sê die duiwel, Waarlik, hy sal u in u aangesig seën. sien nie hierdie sterk woorde, hy sê waarlik, verseker, Job sal u in die aangesig seën. Dit beteken los, slegs sê, verwerp. Het dit water gehou? Nee, dit het nie water gehou nie. So hier is Satan met een van sy leuns en misleidings weer, en dit doen hy in die hemelse, voor die hemelse wesens daar. Nou, as ons kyk na die bygaande foto hier, dan sien ons daar 'n man wat iets optel.
en daar het 'n tornado hierdie huis getref. Hierdie huis was in Nebraska in Amerika en daardie huis was so na as perfek of volmaak, woonbaar, lieflike huis van die mense en daardie huis was 'n dubbelverdieping soos dit vir my lyk en die tornado het dit totaal verwoes. Ek weet nie of daai man sy vrou, sy kinders verloor het en of daar enige lewensverlies was nie. Maar dit lyk nie mooi nie. En so het die duiwel daai storm gestuur en het hy Job se besittings vernietig. Hy wou moedeloosheid wek dat hulle God sou seën in Bybelse taal, onaardse taal vervloek. Nou lees vir ons Job 2 vers 3. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Nou dit is die tweede keer wat dieselfde gesprek soos in die eerste keer begin het, weerkom. En verder? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het, om hom te vernietig sonder oorsaak. Hier kry ons ook 'n kykie van wie se werk vernietiging is. God skep en hy bou op. Satan breek af en hy vernietig. Jy kan nie die mekaar raak hiermee. En mense wat sê dat dit God se werk is wat die tornado gestuur het, verstaan nie baie mooi die woord van God nie. Hier is dit vir ons baie duidelik dat dat die duiwel mag het oor die magte van die natuur en hy daardie sterk wind gestuur het om die huis se dak af te ruk en op Job se kinders te laat neerval en hulle almal het gesterf. En hier sê die Here hier, alhoewel jy my teen hom opgehits het om hom te vernietig, dis nie God wat hom vernietig het nie. Dis Satan wat hy toegelaat het om dit te doen. Wat God toelaat, is dit wat hy ook doen in die gedagte van die Hebreëse mens. En wat sê dit verder? Vers 4. Toe het die Satan die Here geantwoord en gesê, huid vir huid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Hier probeer Satan nou weer baie slim wees en gebruik hy hierdie gesegde huid vir huid. Hy sê nie ek was verkeerd nie, hy erken nooit dat hy verkeerd was nie. Maar hy druk die ding verder, vers 5. Maar strek net u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan. Waarlik, hy sal u in u aangesig seën. En die Here sê aan die Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en hy het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel. Dis nie 'n mooi prentjie nie. Wat vir my hier baie betekenisvol is dat die Here vir Satan sê, jy kan hom aantas, maar spaar net sy lewe. Dit is die eerste dood. Hier word nie van die tweede dood gepraat nie, spaar net sy lewe. Maar vandag is die Satan so boos, dat die Here toelaat, dat deur die middeleeue daar duisende, ja miljoene Christene vervolg en gedood is, waar hy vir die duiwel gesê het, spaar net hulle toe van die tweede dood, jy kan net so ver gaan en nie verder nie. Satan het geen mag om iemand te bind, sodat hy vir ewig sterf nie. Hy het net mag vir die eerste dood. En hier sê die Here, spaar net sy lewe. En daar het Job gesit met daardie sere aan hom. Nou as ons baie sensitiewe kykers het, maak maar die oë toe met die volgende prentjie. Dis 'n prentjie van 'n boer hier in Suid-Afrika wat
sy beeste verloor het. In weerlig het daai beeste getref en hy het niks oor gehad nie. Het was 'n fratsongeluk. En daar het die weerlig daai beeste almal doodgeslaan. Baie bekende verhaal wat in die nuus was en waar hierdie is 'n swart man, hierdie boer sy hele besitting verloor het. Dit was baie, baie hartseer wat daar gebeur het. Een ding weet ek. Wie reg en wie verkeerd gedoen het, weet ek nie. Maar daai weerligstraal is deur Satan gestuur en nie deur God nie, om daardie man moedeloos te maak, om hom te probeer so ver kry, dat hy nie meer geloof in die Here sou aanvaar nie. Nou lees vir ons Johannes 12 in vers 31 asseblief. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Hierdie is gesê net voor Jesus se kruisiging. Het sê hy word buitentoe gedryf. Hy is die tweede keer uitgewerp met sy kruisdood. En Jesus sê, hy het niks aan my nie. Hy het nie vatkans aan Job kon kry nie. En hy het glad nie vatkans aan God kon kry nie. En as jy die boek Job baie versigtig deurlees, dan is Job nie 'n volmaakte man nie. Hy het in sy jeug gesondig. Lees maar mooi, sal daai versie kry. Maar die Here se bloed dek ook vir Job. Ons het almal gesondig en ons kom kort. Maar hy was 'n fantastiese man. Dink aan Josef. Daar word niks in die Bybel gesê wat negatief is van Josef nie. En dan aan die man Daniel. Josef en Daniel en Job en ook Henog is vir my manne wat uitstaande is. Hulle is in 'n kategorie ver bokant. Ek kan amper vir Samuel ook byvoeg. Hy was nog maar 'n klein kindjie toe hy in die tempel begin dien het. 2 Korintiërs 4 vers 4. 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 4. Naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Slaan 'n bietjie 2 Korintiërs 4 na. Dan lees jy ook net die vorige vers. Wie die God van hierdie wêreld hulle sinne verblind het. Dit is Satan se doelbewuste poging om ons so dronk te maak, om dit reguit te sê, ons sinne te verblind, dat ons nie tussen reg en verkeerd kan onderskei nie. 2 Korintiërs 4, lees van die vorige vers af. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here, en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Ja, dit is, hulle het nie hulle eie beel geblaas nie. Hulle het vir die Here gewerk. Maar die God van hierdie wêreld, Satan, het die mense se sinne verdof. Lukas 4 en vers 6. Dit is in die versoeking van Jesus, wat ons gewoonlik uit Matteus lees, die 4de hoofstuk. Lukas 4 vers 6. En die duiwel sê vir hom, ek sal u hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. Daar is soveel leuns in hierdie stukkie. Hier sê dit, die duiwel sê vir hom, Jesus het 40 dae lank gevas in die woestyn. En hier kom die duiwel, en hy sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee. Het Christus mag gehad, meer as die duiwel, ja of nee? Maar terwyl hy 100% God was,
is hy ook 100% mens, en die duiwel probeer die mensheid van Christus hier aantas. En dit sê, want hierdie mag, dit is aan my oorgegee. Dit is nooit aan hom gegee nie, hy het dit kom vaslê, hy het dit kom steel, wederregtelik. Hy het Adam en Eva kom verlei, en toe gryp hy die mag en sê, nou is hierdie aarde my koninkryk. En dan sê hy, ek gee dit aan wie ek wil. Wat 'n skurk om daai woorde te sê. En Jesus het dwarsdeur sy praatjies gesien en gesê, daar staan geskrywe. Kan ons ook so skrif aanhaal? Markus 6 vers 5. En hy kon daar geen krag doen nie. Nou let op, hy is Jesus. Jesus kon in hierdie dorpie niks veel uitrig nie. Nou hoekom nie? Behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. Hier was hulle harte verhard deur die duiwel. En hy kon nie deurdring tot hulle nie. Hulle het 'n vrye keuse. En hier het hy nie baie wonderwerke gedoen, omdat die gees van die Here daar nie kon deurdring tot hierdie harde harte nie. En dan ons laaste teks, Markus hoofstuk 9 en vers 29. En hy sê vir hulle, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie. Jesus was in gesprek met Moses en Elia op die berg van verheerliking. En hy kom af, terwyl hulle so afstap, sien hulle daar is iets aan die gang en daar staan 'n groep mense. En toe hulle nader kom, toe sien hulle wat die konsternasie is. En sy disippels is verleë. En die vader van die duiwel besetene kom na hom toe en sê, jy disippels kan nie die gees uitdryf nie. En Jesus skud net sy kop. En hy sê van hierdie geslag mense, hy sê, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie. Dit is net ons kontak met God wat ons in staat stel om vir reg en geregtigheid reg op te tree, deur gebed en vas. En in ons gebedsfoto sien jy daar 'n persoon wat in toewyding sy hande bymekaar sit, die woord van God gelees het, wat met sy hart gepraat het, en nou praat hy met sy Skepper. Dit is hoe ons mag kry in die groot stryd, want dit is nie ons wat veg nie, maar God wat aan ons kant staan. Kom ons bid saam. Baie dankie, Here, dat ons nie alleen gelaat is nie, dat U gekom het na hierdie aarde toe op die kruis, om vyandskap tussen die Satan en God se volk daar te stel, sodat ons deur Jesus die oorwinning kan smaak. So sien ons uit na U wederkoms, wanneer U uiteindelik die bose sal vernietig